Kom ons lees saam uit Efesiërs 6. Slawe, wees gehoorsaam aan julle aardse eienaars. Respekteer en eerbiedig hulle, sonder om skynheilig te wees. Gehoorsaam hulle, soos julle Christus sou gehoorsaam. Moenie mense probeer tevrede stel deur net gehoorsaam te wees wanneer hulle julle kan sien nie. Nee, werk as slawe van Christus, wat met volle oorgawe God se wil doen. Doen julle werk entoesiasties, asof julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Julle weet mos, dat die Here elke mens wat sy werk goed doen sal beloon, of dit nou slawe is of vry mense. En eienaars, julle moet dieselfde verantwoordelikheid teenoor julle slawe optree. Hou op om julle slawe te dreig. Julle weet mos, dat julle een en dieselfde eienaar in die hemel het, en dat hy niemand voortrek nie. Tot sover. 3 bouers werk in 'n kerk. Die bestuurder besoek die projek, en hy vra die eerste een wat hy teekom, wat doen jy? En hy sê, ek sit 'n steen op 'n steen. Ek is trots op. Ek doen dit baie goed. Hy loop verder en hy vra die volgende bouer, wat doen jy? En hy sê, ek sorg vir my gesin. Dis wat ek doen. Hy loop verder en hy kom by iemand anders uit en hy vra vir hom, wat doen jy? En hy sê, ek bou 'n huis vir God. Dis dieselfde werk. 3 persone, maar hulle leef in verskillende wêrelde. Die een het 'n baie sterk fisiese uitkyk op die lewe. Dis 'n steen op 'n steen. Die ander een het iets meer as dit, en gaan verder as dit. Dis meer psigies van aard, sosiaal van aard. Dit het te doen met my gesin. Dis iets groter, dis iets meer, dis iets onsigbaar. Maar dan is daar nog iets groter as dit. Iets geestelik. Iets wat met God te doen het. Die een sluit die ander in, maar gaan verder. Ons kan sê dat die een wat 'n huis vir God bou, 'n baie groot verbeelding het. Dat hy 'n ander betekenis heg aan sy werk. Dat hy 'n ander motivering het, 'n ander ingesteldheid het teenoor dit wat hy besig is om te doen. Dit het te doen met 'n ander manier van kyk na God, wat in jou werk en in alles is wat ek doen. Dit het te doen met hoe jy kyk na jouself en ook na die lewe, hoe die lewe werk. En dis presies wat Paulus probeer doen in hierdie brief wat hy skryf in die Efese. Hy begin deur te bid vir hulle. In Efesiërs 1, daar by vers 17 rond, sê hy, vra hy dat die Here die oë van hulle harte sal oopmaak. Hy wil hulle geestesoë, sodat hulle verder kan sien, as net die fisiese en wat voor die hand liggend is. En hy begin hulle te vertel wie God is, wat hy vir hulle gedoen het, wat hy besig is om vir hulle te doen, want hy wil hulle oë oopmaak. Hy vertel hulle wie hulle is. En dan vertel hy hulle hoe die lewe werk, en hoe hulle nou, in alles wat hulle doen en waarmee hulle besig is, hoe hulle dit moet uitleef. So, hy sluit die boek af, en dan gaan hy na verskillende rolle toe. Hy sê, kyk, is in 'n huweliksverhouding, en met jou lewensmaat, dit is gepaste gedrag, dit is hoe jy hierdie ding uitleef, dit is hoe jy dit doen, met 'n bewussyn van God. En dan gaan hy na kinderopvoeding toe, en dan gaan hy verder, en hy gaan na sy werk toe, en hy gaan na verskillende areas en fasette van die lewe toe. Dis asof hy sê dat jy God in alles moet vind. Vir die Korintiërs sê hy hierdie woorde, of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Nou hierdie woord
verheerliking ons praat nie so nie. So ons weet nie presies wat dit beteken nie. En ons kan aflei. En ons kan beter verstaan as ons weet wat heerlikheid beteken het. In die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament, dit te doen met gewig, met substansie, met werklike betekenis, met ware teenwoordigheid. So, wat hy vir hulle sê, om dit te parafraseer, volgens die woorde van 'n Nuwe Testamentiese kus van ons tyd, doen alles op so 'n manier, dat God daarin raak gesien kan word. Nou nie net dat ander God kan raak sien in dit wat jy doen nie, maar dat jy God kan raak sien in alles wat jy doen. So wat jy ook al doen. Wie jy ook al is, wat 'n rol jy ook al vervul, doen dit vir hom. En dit is presies wat Paulus se oproep is in die Efesiërs. As hy praat met twee soorte mense, met werkers, slawe en met eienaars. Vir die slawe sê hy, moenie skynheilig wees nie. Moenie probeer tevrede stel deur net gehoorsaam te wees wanneer hulle julle kan sien nie. So wat sê hy hier? Hy sê vir die slawe dat julle nie, die ou vertaling sê, oediens moet verrig nie. Julle moet nie skynheilig wees nie. My ouma het gepraat van skynsheilig. Dit is wanneer jy iets doen om ander mense mee te beïndruk. Of om hulle goedkeuring te kry, maar eintlik voel jy binnekant heeltemal anders. So, wat hy vir die slawe sê, as jy nou die vloere moet skoonmaak, moenie jou werk haat nie. Moenie jou baas haat nie. Moenie gaan op go slow nie. So min as moontlik te doen nie. Net om die dag verby te kry nie. En skielik as jou baas kom, dan werk jy hard en jy vlieg en jy's gelukkig en jy groet en dit is skynheilig. Dit is oediens. Hy sê, doen dit anders. Sit jou hart in dit. Nou, hoekom sal 'n mens oediens verrig? Vir die slawe was dit baie belangrik wat hulle baase van hulle dink. Want jou baas is die bron van jou lewe. So, die slawe begin om gedagtes te lees. Hulle lees liggaamstaal. Hulle kan net in die oë, in die gesigsuitdrukking van die baas sien, of hulle sy goedkeuring het en of hy hou van wat hulle doen. Aanvaarding van die baas, erkenning, is alles. My dag word bepaal daardeur. As hy nie gelukkig is nie, dan wonder ek wat gaan nou gebeur en wat kan ek doen, want alles hang af van dit af. So Paulus praat eintlik en sê vir hulle, die groot probleem is nie dat jy 'n slaaf is nie, is dat jy 'n slawe mentaliteit het. Nou daardeur keer Paulus glad nie die slawerny goed nie. Maar Paulus moedig ons aan om die realiteit van die omstandighede waarin ons nou is te aanvaar. En op te tree wat ons nou kan doen. Dit was nie die tyd vir optogte nie. Dit was nie nou die tyd om die stelsel in sy diepste wese aan te vat nie. Dit sou eeue vat daarna, voordat die Christene dit uiteindelik ontbondel het. Maar wat hy doen is eintlik om slawerny in sy diepste wese te ondermyn. Hy sê vir hulle dat hierdie dinamika wat in jou werk, om so met die lewe om te gaan, jy maak jouself 'n slaaf, word vry van dit. Nou hierdie dinamika werk nie net by werk nie. Dit kan in 'n huwelik werk. Dit werk in enige verhouding waarin daar 'n rol is met 'n gesagsfiguur. Dit kan in ouerskap te werk gaan. Ek lees, as ek net daai blik kry, is my hele dag ontwrig. En as wat het ek nou weer gedoen? En wat gaan nou aan? En wat gaan hy nou maak? En of sy nou maak? Dit is die dinamika. Dit is 'n slawe mentaliteit. En Paulus sê, raak ontslae daarvan. Wel, fire jou baas.
kry 'n ander baas. Moenie meer lewe vir hom nie. Werk en lewe vir die Here. Weet, daar's 'n storie in die Ou Testament van Elia. En hy land in die woestyn en hy's alleen en hy het nie kos nie. En die Here stuur kraaie vir hom om vir hom kos te bring. So, hier is hoe jy kan kyk na die situasie. Jou kos is jou geld. Want deur die geld en dit wat jy verdien en dit wat jy kry by jou baas, kan jy van lewe. En jou baas is net die kraai wat God gebruik om vir jou te kan voorsien. Kan jy God sien in die omstandighede waarin jy is? Kan jy so kyk na jou werk en na dit waarmee jy besig is om te doen? Hier is 'n visualisasie oefening wat jy kan doen. As jy weer by die werk kom, kyk na jou baas en in jou verbeelding sien 'n kraai. Trek vir hom kraaivere aan. Dit is natuurlik 'n baie privaat oefening wat jy moet doen en jy moet nie dit noem of dit sê nie, dit is net persoonlik. Dit is net om perspektief te kry. En as hy weer begin kla of dreig of wat ook al, dan hoor jy hom kraai. Want hy is net 'n kanaal en hy is dalk totaal onbewus daarvan wat die Here nou vir jou sorg. Ja, en jou werk is die manier. En daarom doen jy dit nou vir die Here, want jy kyk nou na God is jou bron. Die baas is nie jou bron nie, God is jou bron. En jy doen jou werk vir die Here. Jy sit jou hart daarin. En ja, kan jy dink dat daar 'n heiligheid aan werk verbonde is? Dat dit 'n taak is dis iets wat jy vir God kan doen, waardeur God vir jou sorg, jou werk. Daar's iets meer as jou werk waarmee jy besig is. Kyk na die mossies, sê Jesus. Van die oggend tot die aand gaan hulle rond en soek wurmpies en kos, dat hulle kan kos kry. En dan sê Jesus, maar God sorg vir hulle. Kan jy dink? Dit is hoe God vir ons sorg. Ons werk ook, die mossies sit nie op die telefoondraad en 12 uur kyk en sê hulle, hoor, is 12 uur, maar kom ons maak oop ons monde en die wurmpies val uit die hemel uit. Nie, hulle werk die heeltyd. Maar God sorg vir hulle. So leer Jesus ons dat God ons bron is, dat ons na hom toe gaan, gee ons daaglikse brood, en dat ek deur my werk dit kan kry. Vir die baas sê hy, hou op om die slawe te dreig. Hoekom sal ons dreig? Jy dreig net omdat jy wil beheer uitoefen. Wat se beheer? Groter produksie. Ek moet verdien, ek moet baie meer kry. En nou wil ek die mense gebruik. Ek wil hulle druk toepas, manipuleer. Met wat? Dit maak vrees los by hulle. Sodat ek kan kry wat ek wil hê. Natuurlik rasionaliseer jy. Hoekom doen jy dit? Wel, ek moet vir hulle sorg. Ek moet kyk dat hierdie ding werk. Ek is verantwoordelik vir hierdie werk, is my werk. As ek dit nie doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Kyk, so dit is vir hulle, maar daar is iets anders wat ons dikwels, ek hoor dit nie eintlik nie, dit is ook dat ek my lewensstandaard, die vlak waarop ek leef gekies het en dit vir my belangrik is en dat ek wil dit handhaaf. Dis hoekom ek dit doen. Maar nou nooi Paulus die baas uit weer om na die kern toe te gaan van iets wat in hulle gebeur. En hy sê vir hulle, jou grootste werk is nie wins nie. Jou grootste werk is wat in mense gebeur. En wat hy eintlik suggereer en vir hulle sê is dat jy's ook 'n slaaf nou. Jy's 'n slaaf van jou werk. Jy word gedreig, hierdie onderliggende emosie van vrees wat in die kultuur lê, van jou maatskappy, van jou omgewing, lê in jou en dryf jou. Jy is bang vir mislukking. Wat gaan gebeur as ek dit nie maak nie, as ek dit nie kry nie? En jy kan loskom daarvan. Jy kan vry wees daarvan. God kan jou bron wees.
kan jy God vind in dit. So vir die entrepreneur sê hy, die probleem is oor werk. Vir die wat vir baase werk, is die probleem dalk om te onderwerk. Die een vlug weg van die werk af. Ek droom en ek dink aan 'n ander werk, 'n beter baas, lekkerder omstandighede, minder druk. Die ander een hardloop in die werk en verloor homself in die werk. Die een se verknogtheid is beheer, die ander een se verknogtheid is aanvaarding, wat ten diepste lê. Albei is slawe. Die een van 'n baas, die ander een van sy werk. En Jesus sê, daar is 'n ander manier van lewe. En Paulus sê, jy sal loon van God ontvang. Hy sê, julle weet mos, dat die Here elke mens wat sy werk goed doen, sal beloon. Of dit nou 'n slaaf is, of vry mense. En Paulus sê nie presies wat die loon is wat ons sal ontvang nie. Maar ons sal beloon word. Nou, ons dink altyd, ons geneig om dadelik aan geld te dink, en ek sal 'n goeie verhoging kry en geld sal my pad langs kom. Maar Jesus in die bergpredikasie sê, as jy op 'n manier lewe, waarin jy afhanklik van God is, waarin jy na God as jou bron kyk, dan sê die message, you will find yourself owners of everything that money can't buy. Jy sal goed ontvang wat jy nie met geld kan koop nie. Het jy ooit gedink, is sulke goed belangrik vir jou? Besef jy dat van die grootste goed in die lewe, goed is wat geld nie kan koop nie? En wat is dit? Dis 'n goeie oefening om te maak. Wat is die goed wat geld nie kan koop nie? Wat jy het, of wat jy kan kry? Want hier is 'n paar van hulle. In eerste plek, God self. Dis Augustinus wat gesê het, God himself is the reward. Jy ontvang God self. Nou jy kan sê, maar ek het God. Jy kan meer van hom kry. Meer van hom in die sin dat jy 'n groter bewussyn van hom kan ontwikkel. Dat jy 'n groter belewenis kan hê van hom. Soos vir die slawe hom kan vind in hulle werk. Soos die baas hom kan vind in sy werk. In dit wat hy doen. Waar jy ervaar God is jou bron, uit wie alles uitkom na jou toe. En wat alles vir jou gee uit liefde uit. Jy groei en jy ontvang God as jou geskenk. Jou ware self. Jy klim uit die persona uit van 'n slaaf of van 'n baas. Het Meister Eckhart het die gesegde gehad en dit was eintlik 'n manier van bid vir hom gewees. Meditasie waarin hy sê, nie dit nie, nie dat nie. So wanneer die goed kom na jou toe, die frustrasie en jy besef maar, dis nie eintlik wie ek is nie. Ek is iemand anders. En Paulus probeer dit vaslê in Efesiërs 5:1 praat hy daarvan dat hulle kinders, geliefde kinders van God is. En wat hy probeer doen is eintlik om op vandag se taal te sê, hy vorm hulle identiteit. Hy sê vir hulle, dink so aan jouself. Dit is eintlik wie jy is. Nie die rol wat jy doen nie. Jou rol bepaal nie jou identiteit nie. Wat jy doen sê nie wie jy is nie. Wie jy is, kan jy doen wat ook al. Dis ten diepste wie jy is. En ons verloor dikwels kontak met ons diepste wese. Vryheid. As werkers van die slawe mentaliteit, jou grootste droom is nie meer net 'n beter werk of 'n ander werk of 'n ander baas nie. Dis om mense te probeer behaag. Paulus sê ek is vry van alle mense. As baase vry te wees van meer en meer, van vrees, van beheer. Vry, karakter. Weet, werk verander nie net die wêreld nie. Dit verander nie net jou lewensstandaard of jou lewenswyse nie. Deur werk verander jy.
Dallas Willard het gesê, God's not interested in what we do. He's interested in who we become. Dis groot woorde, maar dis dalk 'n groter ding van wie jy word. En geld kan karakter nie koop nie. Dis iets wat voorgewerk word. Dis iets wat jy in groei, betekenis. Ons almal moet betekenis hê in die lewe. Dit is so 'n donker plek om op te wees, as jy betekenis verloor. Is daar niks is meer waarvoor jy opstaan of wat jy voel, dis waarvoor ek lewe nie. Dit gee my lewe as ek dink aan dit, as ek dit kan doen nie. Ons kan net vir 'n steen op 'n steen leef. Ons kan vir iets meer en groter as dis net, maar ons kan vir God leef. Ek het 'n vriendin, sy is 'n professor in die psigiatriese wêreld, en sy is diep daarvan oortuig, dat met die regte betekenis, en sy is existentialis, glo sy, sal jy nie uitbrand nie, maar sal dit jou energeer. En dis wanneer dit verby die fisiese, psigiese, is daar 'n geestelike, is daar God, vir wie jy kan leef. So, waarvoor staan jy op in die oggend? Vir wie leef jy? Vir wie werk jy? Vir wat doen jy dit? As ons in kontak kan kom met daardie diep vrae van die lewe, en as ons dit kan verruil vir die grootste, hoogste wat daar is, kan ons so 'n ander lewe ingaan. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee. En ons wil vra, soos Paulus gebid het, dat die oë van ons harte sal oopgaan, ons geestesoë, sodat ons kan sien wie is, wat hy doen, vir die soort lewe waarna toe ons geroep word, en ons daarin kan leef. Ons dankie vir die goed wat ons kan ontvang, vir wie ons kan word, vir wie U kan word vir ons, in so 'n soort lewe, in Jesus se naam, amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.